vanmôre gaan ons bietjie kyk na die godsdiens en die kultus vir julle idee van die dood met die ou Egiptenare. En as ons nou hier gaan kyk, dan kan ons sien dat die afgode vir hulle verskriklik belangrik was. Hulle het ook meer as een god gehad, daarom praat ons van polytheistiese godsdiens. Die gode kan ook antropomorfies wees, met ander woorde, hulle kan mens en diere eienskappe en looks hê. En dan die hele idee van die son. Vir hulle was die son belangrik. Die son kom op, hy gaan onder. Hulle het nie verstaan van die aarde draai aan die son nie, so dit was hierdie magic light wat vanmôre opkom en vanaand gaan hy weer. En dan die farao moet jy ook onthou, hy was 'n belangrike tussenganger vir hulle. Hierso sien jy so 'n bietjie van die gode. Jy hoef dit nou nie te leer nie, maar dit is interessant om te sien. En dan die lewe en die dood was vir hulle belangrik. Vir die afgelope 3000 jaar is dit al so niks het verander daar nie. En dat jy dus as jy doodgaan, jou liggaam kan jy nog steeds voortleef op 'n ander manier. Ons glo dit ook, maar ons het gelukkig die verlossingsverhaal van Jesus. En vir hulle was grafkelders daarom dus belangrik, want die lijk gaan lê nou daar, en hy het die nodige dinge dan nou wat hy daar moet hê om homself te versterk en te wat ook. En hier gaan julle op hierdie skyfie bietjie sien van die verskillende gode ook, hoe jy, as jy doodgaan, en dan kan jy weer met die skepper saam terugkom, en so, hier gaan ons nie so verskriklik hard leer nie, julle kan sommer net bietjie hier lees, maar dan die hele idee ook, as jy nou daar in die graf lê, dan het jy kossies en so nodig, en selfs slavinne. So meisies het hulle lewens gegee, en lewendig daar in die grafkelder geklim saam met die lijk, en dan nou ja, sy het nou maar ook dood gegaan. En die liggame is natuurlik gebalsem, en is mummies genoem, julle ken hierdie woord glo ek, en dan die hele idee van weergebore word. En dan is daar 'n ding, julle sien hier onder, die boek van die dood. En dit is dan nou saam met elke ou begrawe, fancy pants, daar sien julle die ou, hy lê is 'n mummie, hy lê daar in sy sarkofaag, nou bo sien julle die storie van die boek van die dood, ons gaan nou weer daaroor praat. Belangrik hier, polytheistiese godsdiens, met ander woorde meer as een god, en 'n monotheïsme, as jy net een god het. Hier sien julle hom baie mooi aan die linkerkant, daar gaan die dude nou dood, en wat gebeur, hulle sit sy hart op 'n skaal, sien julle in die middel onder, links is die hart, regs is die veer, en nou as die hart swaarder weeg as die veer, ag nou ja, dan is hy daar verby. Maar as dit dieselfde of ligter is, met ander woorde, dan aan die regterkant sien julle so 'n mannetjie wat skryf, dan word sy naam nou opgeteken in die boek van die lewe, en dan gaan sit hy daar saam met die ander dudes daarbo. So dan het hy nou die dudes geslag. Sommer nog so 'n voorstelling. Hier vertel ons jou 'n bietjie van die boek van die dood, dit gaan ook met towerspreuke gepaard, en dit word dan nou saam met die mammie begrawe. Daar sien julle 'n sarkofaag, dis van hout gemaak, daar sien julle ook 'n gesiggie opgeverf, hierdie wat julle sien is natuurlik al die goede van Tutankhamon, of soos ons mense sommer sê Tutankhamun, nog so 'n bietjie voorstellings, daar is nog van hulle, en daar sien julle 'n dude wat wegstap regs onder, so ek dink juffrou gaan ook nou wegstap na hierdie skyfie, die een regs bo, daar sien jy die sarkofaag wat uit 2 dele bestaan, met die mummie dan na binnekant, so die goed wat jy links onder sien, kom ook alles uit die grafte van Tutankhamon, en dis werklike goud wat jy daar sien, so dit is baie interessant. Sterkte ouens, ons gaan weer.